Vader, baie dankie dat ons so kan saam wees. Baie dankie vir hierdie pragtige groep mensies wat hier is. En dankie dat ons nou weet dat U deur U Gees in elkeen van hulle se harte en lewens vanmôre op die eie unieke en besondere manier gaan 'n bemoediging, 'n versterking, 'n verkwikking bring. En ook dan is daar vertroosting nodig is en Here waar 'n wonderwerk nodig is, ons dankie. Die Here wie ons dien is die Here van die ganse skepping. U het 'n troon wat bo elke troon is. U het 'n naam wat bo elke naam is. U gesag is onbegrensd, grensloos in die hemel, op die aarde en onder die aarde. En dankie dat U, Here, in daardie verhewe posisie waarin U is, ons reeds in die Gees meegevoer het, sodat ons kan getuig, ons is gesete saam met Christus in hemelse plekke. Dankie dat ons vanaf U perspektief kan kyk en sien hoe U ons begunstig het in die geliefde, begenadig het in die geliefde. En dankie dat ons vanmôre self die stem van Papa God kan hoor, my geliefde kinders, in wie ek welbehaag het. U welbehaag is in die Seun, in ons, en daarom het U welbehaag met ons. U is nie ontsteld oor ons kwaad, vir ons of ontevrede met ons nie. Ons sê vir U dankie. Dankie dat ons onsself kan in die rus van die Here sien vanmôre. Dat ons tot ruste kan kom in die volmaaktheid, die afgehandeldheid, die voltooidheid van die werk. En dankie dat ons vir U rusplek bied. Dankie dat die hemelse voël en die hemelse jakkals vind in ons harte 'n nes en 'n gat in ons denke waar hy tot ruste kan kom. En ons sê vir U dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. 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 Ek gaan vanmôre, net voor ek begin met ons lesing, net weer aanbeveel die 2 boeke oor die Heilige Gees. Julle wat nou so in die laaste rukkie met die Here pad begin loop het. Feitlik almal het nommer 1 gekry. En ek wil waarlik vir julle vra om nommer 1 deur te werk. Dit is uiters prakties oor die gawe van die Heilige Gees, die spreking in tale en wat dit behels en hoe dit gebeur het. En dit is baie belangrik dat julle hom sal lees. Hy antwoord jou vrae wat jy mag vra. Hy antwoord jou onsekerhede wat jy mag hê rondom die Heilige Gees. Volume 2 deel nou met die gawes van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, die aktiwiteit van die Heilige Gees deur mense reg deur die Bybel, hoe die Gees vaardig geword het op mense en wat gebeur het. So ek wil dit aanbeveel vir julle. Ek wil nie die wiel oor uitvind nie, dis mos nou nie nodig nie. Ek bedoel, dit is mos nou daar. Ek kan daaroor lesings gee, maar ek bedoel, daar's baie mense wat lesings gee, maar wat ek vir julle oor lesings gee, is daar baie min mense wat lesings gee. Met ander woorde, mense moet nou versigtig wees dat jy nou nie 'n trok gebruik om te probeer ploeg nie. Ek bedoel, gebruik 'n trekker om te ploeg en gebruik 'n trok om te vervoer en gebruik 'n motor om net te ry. En ek wil nou nie my begeef op die terrein waar baie is nie. Dit is nie nodig nie. Ek bedoel, daar is die geskrifte beskikbaar. Vat dit, kry dit, werk dit deur aan die hand van jou Bybel en jy gaan uitvind die Heilige Gees bediening gaan vir jou oopvou in sy volle Pinkster dinamika, want Pinkster is nie 'n organisasie vir kerk nie, dis 'n ervaring, dis 'n belewenis waar jy kragdadig aangedoen word en die Christus dinamika in jou eenvoudig ontplof in vrug en in werke en in gawes waarmee jy dan sinvol vir die Here op die markplein 'n verskil in mense se lewens kan maak. Pastoor Eddie O'Neill het my gister gebel. Ons loop 'n baie lang pad saam. Ek sal nooit vergeet die eerste keer toe ek in sy gemeente bedien het, jare terug in Vryheid, Natal. Ek was genooi deur die Pinkster gemeenskap van die dorp en dit sou 'n groot saal gewees het. En toe die Woensdag aand was die plek bespreek gewees. En toe ons nou daar kom, toe vra die pastoor wat vir my dit gereël het, die byeenkomste of ons nou nie, maar die aand in die AGS kerk kan byeenkom, omdat die groot saal, die wat hulle ingereël het, die altyd beskikbaar is nie. Ek sê, ja, goed, Here. Ek sal nie vergeet nie. Ek kom die aand in die bidkamer van die AGS gemeente, ek sê, Here, wat preek ek vanaand vir die klomp apostolies? Nou moet jy my help, want ek is maar baie radikaal. En die Here sê vir my, preek oor wie my huis is.
Want hulle dink almal hierdie gebou is my huis, maar ek bly nie hier nie. Ek sê, Here, hierdie apostolies jag my uit vryheid weg as ek het vanaand vir hulle preek. Pastoor Eddie O'Neill is die pastoor daar. En ek bedien die aan die woord, dat die huis van die Here is ons. En dit het 'n konsternasie veroorsaak, 'n totale konsternasie. En die res van die week, ek het tot die hele Saterdag moes kerk hou en die hele Sondag moes kerk hou en hulle moes my weghou van mense af want hulle wou net meer weet. Maar daai naweek het die Here in pastoor Eddie O'Neill se lewe 'n radikale werk gedoen. En hy en Yvonne het net so verstaan wat die Here sê. En dat met die Here pad begin loop en julle wat by Kamppaal was waar hy en sy vrou bedien, sal weet wat 'n fenomenale bediening het hy. Baie dynamiese worship en dan ook profetiese bediening van die bestes in ons land, die heel bestes. Nou, ons is baie groot vriende. Ons het gereeld kontak. Ek het baie by hom bedien toe ek nog gereis het. En hy het baie vir ons kom help by ons in die gemeente en ook dan natuurlik by ons kampe. En toe hy nou met my praat, toe besef ek ook nie hoe 'n belangrike ding en hoe misverstaan dit is die Christus in ons boodskap. Mense verstaan dit nie reg nie. Of hulle begryp nie wat die werklike diepte daarvan is nie. Madeleine se woord het my Sondagmôre by die kamp getref, toe sy vir my gesê het, sy het skielik vanmôre in haar hart besef, maar in my is die woord. En die verskil tussen die belofte en die woord is die verskil tussen skrif en letter en gees en lewe. En ek wil vanmôre weer met julle daaroor praat. Maar vanmôre gaan ek nou nie preek so Sondagmôre nie. Ek gaan rustig met julle kuier en gesels en ek gaan baie meer ek dis ook ek sit, maar nie vir my lag nie. As ek staan dan preek ek nou. Laat ek sit en rustig sal wees en dat selfs die wat nou daar was, dit gaan vanmôre weer vir jou help, want ek gaan hom baie verder vanmôre oopbreek. Ek gaan nog nie al die skrifte dek wat ek Sondag gedek het nie. Ek wil net Lukas vanmôre vat en vanuit Lukas sal ons nou verwys na ander gedeeltes en dit ook lees dat julle dit kan verstaan. Want dit is die evangelie volgens Paulus, die evangelie van Christus. Dis die evangelie wat 99% keer nie gepreek word nie. Die evangelie wat ons spreek is meerendeels godsdienstig gerig, godsdienstig georiënteerd, godsdienstig gefundeerd en verseker help dit mense. Ons dank die Here daarvoor. Paulus sê self ons moet vir hulle bid. Ons moet nie teen hulle kom as ons dink hulle preek 'n ander evangelie nie. Bid vir hulle, seën hulle. Filippense sê dit baie duidelik. Maar ons wil ons bepaal by die evangelie van Christus, want dit is die krag van God tot redding of herstel. As dit right met julle. Right, kom. Nou ja, nou lees ons in Lukas 1 nou weer en dan gaan ons nou lekker gesels. Nou, ons kyk net eers gou na hierdie twee mense se vormheid van karakter, hulle aktiwiteit en dan nou 'n paar woorde wat ek wil uitlig. Hy sê in vers 5 van Lukas 1, daar was nie daar van Herodes koning van Judea 'n sekere priester met naam van Sagaria uit die afdeling van Abia en sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. Soos Adel vir ons so mooi in haar lering Saterdag aand gesê het, dis die verskil tussen die Nuwe Testament en die Ou Testament. In die Ou Testament was dit als van buite, hard, rigide, reëls, regulasies waarvolgens 'n ou moes lewe en daar was daar mense soos hierdie wat kon regkry. Hier sien ons dit self. Hulle kon daar volgens wandel. Maar dit was maar 'n tall order geweest. Die meeste mense kon nie volgens die Ou Testamentiese wette, vereistes, reëls en regulasies lewe nie. Dit was maar 'n bietjie rof. Daarom dank ek die Here dat ons nie dit hoef te doen nie. Dis nie vir ons van toepassing nie. Inteendeel ons was nog nooit onder dit gewees nie. Dit was vir die Joodse volk gewees. Die wet was nooit eens vir ons gegee gewees nie. Ek bedoel, ons is in die genade ingesluit in die genade verbond van die Here. Nou, dit is tog 'n belangrike beginsel wat ons hier het. Want ek wil vir julle vanmôre sê, daar's baie mense in ons land wat volgens die godsdienstige denkrigting waarin hulle is, amper onbesproke wandel. Kom ons is eerlik. Hulle leef 'n mooi lewe. Hulle leef 'n goeie lewe. Dit van Rooms-Katholiek, reg deur tot NG.
Ek dink aan oom Bill en tannie Keiser wat die oggend aan ons huisdeur kom klop in die pastorie toe ek hierdie gemeente gehad het en nie. Sal nooit vergeet, ek het nog my slaapklere en my japon aan voordat die kinders met skool toe neem. En hier staan die oom en tannie. Hy sê, môre pastoor, ek is oom Bill Keiser. Kan ek en my vrou bietjie aankom? Ek sê, oom, ek is my slaapklere, ek met die kinders na skool te vat. Hy sê, net 'n paar oomblikke. Ek sê, kom in. Hy sê, ons is hier in die Engelse gemeente om jou by Berse gemeente. Hy sê, en ons staan elke nag 2 uur op, dan bid ons vir jou en die hele gemeente. Ja, is dit nie wonderlik nie, nee. Dan besef ou, wow, moenie soos Elia sê, Here, ek het alleen oorgebly nie. Sê die Here vir jou, nee, daar's nog 7000 ander wat ook nie die knie voor Baal gebuig het nie. So, kom ons is eerlik, net hierdie skrif al sê vir ons, daar's baie regverdiges in baie denkrigtings wat met die Here volgens die lig wat hulle het, wandel. Het ons dit, nee? Goed, nommer 2. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. Ou mense. Onvrugbaar, dat my dink aan Jesaja 54, miskien kan ons net gou soen toe blaai. Ek wil net daar 1 of 2 dingetjies sê wat belangrik is. Ek het 'n hele reeks bedien oor Jubel o onvrugbare, wat die Here vir ons die 7 onvrugbare vroue in die Bybel gegee het en wat elkeen se bede en soeke was en hoe dit 'n vervulling bring van die volheid waarna ons streef. Hy sê in Jesaja 54, jubel onvrugbare wat nie gebaar het nie. Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen weë gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. Wat wil ek vir jou sê? So baie van ons in ons geestelike lewe, van tyd tot tyd slaan 'n lae patch, so 'n low patch, van ons voel onvrugbaar. Ons voel skielik, maar maak die godsdienst regtig sin uit? Wil dit regtig werk? Verbeel ek my nie maar nie. 'n Dame het rukkie terug gesê, en sy is nie omgees ek het sê nie, ek sê het nie negatief of krities nie, sy het gesê, dit voel vir haar, maar wie sê ooit daar was 'n ou soos Josef? Wie sê die Bybel is reg? Wie sê daar was Sadrag, Mesach en Abednego gewees? En daar's elkeen van ons kom op daai plek, moenie 'n fout maak nie. Ek dink aan 'n man wat 'n groot byeenkoms die oggend moes toespreek, en baie bekende skrywer gewees. Ek kan sy naam vergeet, hy het nog oud saamgeskrywe, Keith Miller en Bruce Larson. En hulle het baie goeie boekies geskrywe. En hy sê hy moes die oggend 1000 leiers toespreek. Hy sê, hy staan voor hulle, en daai oggend het hy 'n worsteling met die Here gehad. Dit het vir hom gevoel asof hy nie deur kan breek nie. En hy sê vir hy 1000 leiers. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek vanoggend bid en wag op die Here. Toe wonder ek skielik, maar is daar 'n Here? Hy sê, het julle al so gevoel? En wie oral begin die hande opgaan. En omdat mense eerlik is, daai môre breek die Here deur. En sien hulle op 'n besondere manier. We don't have to fake a relationship or a walk with God. We can be honest at all times. And because of honesty, God will manifest His presence. We cannot fool God. I mean, He knows our hearts. Kom ons is eerlik, hy weet mos. Nou, miskien voel jy so onvrugbaar. Jy sien, dat dit net 'n wonderwerk gaan wees, wat in jou lewe iets gaan laat gebeur, wat lewe bring. Want wat is 'n babakkie? Dis lewe in 'n mamma se moederskoot. En ek dink elkeen van ons begeer 'n vars bevrugting elke dag, 'n vars openbaring, dat daar werklik lewe, pulsend en bruisend in ons is. Nou, en nou is hulle besig, in vers 8, en terwyl hy besig was om die priesterampt voor God te bedien, in die beurt van sy afdeling, en het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval, om in te gaan in die tempel van die Here, en reukwerk te brand. Reukofferaltaar, reg voor die voorhangsel, waar daar die kole geneem is van die altaar, waar geoffer was, ingeneem was in die heilige plek. In die heilige plek was die reukwerk in die goue reukofferaltaar, en daar was die kruie, speserye, en daar was die kole geplaas, en die kole het die reukwerk natuurlik laat smeul en rook vrygestel met 'n geur,
Ook as die hoëpriester 1 keer per jaar moes in die allerheiligste ingaan, moes hy die reukofferaltaar inneem, dan die rook, die geur, die aangename geur, het die ark so half in 'n mis gehul, want niemand kon na God se aangesig kyk en bly leef nie, want die ark was God se teenwoordigheid in die Ou Testament gewees. Dit was sy troon gewees, his manifest presence, die Shekinah glory was daar gewees. In elk geval, met ander woorde, hierdie man het 'n baie, in ons taal, 'n wonderlike, hy's 'n aanbidder, want die reukofferaltaar staan vir aanbidding, hy was 'n voorbidder, dit staan vir gebed, met ander woorde, hierdie man was godsdienstig aktief gewees, en hy was met die regte dinge godsdienstig aktief gewees. En in die buite is die volk besig om te bid, terwyl hy met die reukoffer besig is. En toe, vers 12, en toe Sagaria hom sien, of skryf ons eers vers 11, en toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan, en toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld, en het vrees hom oorval. Hoekom dink julle was hy bang geweest? Ek bedoel, hierdie volk in die Ou Testament het ervarings gehad dat ons nog net van gedroom het. Kom ons is eerlik. Wie van ons al die Rooi See geloop hier dan met die damwater op? Ek bedoel, een magtige walwater. Ons stap hier deur. Jy sien die vis swem tot by jou en dan draai om terug. Wie van ons het al vir 40 jaar in die woestyn geloop, jou skoene groei saam met jou as jy klein was, want jy skoene slyt nie. Jou klere hou vir 40 jaar. Elke môre manne, elke aand kwartels, jy nou dan se moe vir kwartel à la King, gebraaide kwartel Nando style, ek bedoel Kentucky Fried kwartel, ek bedoel jy wil nou nie meer 'n kwartel in die oë kyk nie. Hulle het ervarings gehad, hierdie mense wat ons nooit gehad het nie. Kom ons is eerlik. Dit is eerlik. Die vuur van God het op die altaar gekom en op die offer gekom, bonatuurlik. As die Here se wolk oor die tent van samekoms staan, dan praat Moses met God, en God met Moses en die volk hoor dit. Dit is awesome. En tog sê Hebreërs, ons verbond is baie beter. Baie beter. Dank die Here daarvoor. Nou, wat sê dit vir my dat hierdie ou skrik kom in 'n ander bloedgroep in verengel? Hy oefen godsdienst, maar daar is nie lewe nie. Want as daar lewe was, sou hy nie geskrik het nie. Ek het baie bedien in my lewe, baie, dat die engele van die Here rondom my gestaan het. Mense het na my toe gekom en gesê, hulle sien die engele heen en weer beweeg, terwyl ek die woord van die Here bedien. Ek het by Friday Roberts in Durban bedien, dat mense, hoeveel mense gekom en gesê, 2 magtige groot engele, het langs jou gestaan met hulle vlerke so oor jou gevou, terwyl jy die woord bedien het. Ek het dit talle kere in my lewe gehad. En daarom is ek nie bang vir sy verskyning nie. Julle weet wie het met my 'n pad loop, die Here het 'n paar keer aan my persoonlik verskyn. En ek sê vir hom baie dankie daarvoor. Ek het nie geskrik nie, behalwe een keer toe hy my gechallenge het in New York. Maar ek bedoel, ander kere was dit so awesome, heerlike gevoel. Jy's verlam van kop tot toe, en dit is net iets wat jy nie vir 'n mens kan beskryf nie. Nou hier skrik jy, dit sê vir my, hy's met godsdienst besig, maar daar's nie lewe nie. Hoekom kan ek dit sê? Die geskiedenis sê vir ons, vanaf Maleagi tot Matteus, 400 jaar doodstil van God se kant af. Niks nie. Daar was nie weer 'n profeet na Maleagi nie. Tot en met Johannes op die wal van die Jordaan begin preek, het was daar niks nie. Maar die godsdienst het volledig gefunksioneer. Die tempeldiens, hulle het proseliete van oor die wêreld gemaak. Hulle het hulle gebring 3 keer per jaar. Deuteronomium 16:16 sê 3 keer per jaar met alle mans opgaan na Jerusalem toe. Dis die Paasfees, Pinksterfees, fees van tabernakels. Hulle het absoluut, die godsdienst het 'n verfynde kuns geword. Die Fariseërs in hulle verskillende denkrigtings, op daai hoek staan Piet, en hy preek, jy mag 5 tree op 'n Sabbat loop, die 6ste sonde. Daar staan Koos, hy preek nie, jy kan 10 tree op 'n Sabbat loop, die 11de tree is sonde. Hulle het hulle godsdienst denkrigtings gedefinieer gehad, uitgewerk gehad. Maar sy lewe nie. Was sy lewe nie. Klink so baie soos George. Klink so baie soos Suid-Afrika. Kom ons is eerlik mense, as die Here Sondagmôre in 'n paar kerke in George sy verskyning aanteken, soos hier by Sagaria, dominee en pastoor met gemeente by die deur uit. Of hulle sal plat op hulle aangesigte val voor die Here.
Ek het een aand 'n Nikkie van der Wes in 'n tent gepreek jare terug, julle ken nie sy naam nie. Hy het 'n baie groot bediening gehad. En ek het gepreek oor die salwing oorwin. Ek sal nooit vergeet nie. Daar was ongelooflike manifestasie van die Here se heerlikheid. Dis sê ek vir hulle mense, ek wil vanaand vir julle sê, as die Here sy teenwoordigheid sigbaar manifesteer, sal jy nie teen 'n tentpaal wil opklim nie. Jy sal plat op jou aangesig lê en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare, die aardes van sy heerlikheid vol. Ons het nie 'n idee hoe awesome God is nie. Ons het nie 'n idee hoe groot hy is en hoe heerlik hy is nie. En ons sal nie met hom pelly of boetie speel as ons werklik sy heerlikheid beleef en hy manifesteer dit in ons midde nie. Maar dis ons begeerte, dis wat moet gebeur. Want alleen dan kan lewe geskep word. En ek wil vir julle sê, alleen dan sal ons ervaring hê dat lewe geskep word. Nou sê die Here vir hom in vers 13, my Engels sê vir hom, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. Nou die naam Sagaria beteken God het onthou. So iewers ter vroeër in sy lewe het hierdie man 'n lewende verhouding met die Here gehad. Ongeag van die dooie godsdienste vorm van sy tyd. Want ek wil vir julle sê, God het reg deur die eeue heen altyd 'n remnant gehad wat met hom gewandel het. Altyd. Ek wil vir julle sê, in die donkerste middeleeue voor Martin Luther die openbaring van die Here gekry het, was daar 'n remnant wat met God gewandel het. As jy Rick Joyner se boeke lees oor die kerkgeskiedenis, Count von Zinzendorf, en jy kom by al daai ander mense wie se geskiedenis hy vir jou kan vertel, dan besef jy, God Almagtig se kerk wat hy gevestig het, het nooit ophou met bestaan nie. Die mens kon baie draaie gaan loop, maar God het altyd 'n groep mense gehad wat met hom gewandel het, met hom 'n pad geloop het, met hom gemeenskap gehad het. En Sagaria het dit vergeet, want sy naam beteken God het onthou, want hy skrik toe die engel sê, jy gaan 'n kind hê. Hoe weet ek hy het vergeet? Want hy sê vir ons in vers 18, toe sê die Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man en my vrou is op 'n ver gevorderde leeftyd. Met ander woorde, hy dink dis onmoontlik. Hy vergeet Abraham. Vir 'n oomblik vergeet hy totaal van Abraham, wat op 'n vergevorderde ouderdom deur God so bekragtig was. Sarah was so bekragtig dat hulle kon lewe voortbring en lewe produseer. Die naam Elisabeth is baie interessant. Dit beteken God is 'n eed of dan aanbidder van God. Aanbidder van God. En ek wil hê dat julle dames en jy weet ook vanmôre, ek wil hê ons moet opnuut besef dat God soek mense wat hom in gees en waarheid sal aanbid. Mense wie sal besef, en ek het dit geniet, Adele wat vir jou sê, dit was baie kosbaar. Mense wat sal besef dat aanbidding is nie primêr sang nie. Dis nie primêr musiek nie. Dis nie primêr wat ons dink dit is nie. Aanbidding is 'n leefstyl. It's a lifestyle glorifying God. Whether we sing, whether we talk, where we walk, what we do, it's a lifestyle of truth and a lifestyle of righteousness. It's a lifestyle glorifying God. Glorifying God. En dank die Here, musiek kan deel daarvan wees en sang, maar dit is 'n leefstyl wat God verheerlik. En dis wat haar naam beteken. En ek wil hê dat julle met die sleutel hierso sien. Onthou God sê nou hulle gaan 'n baba hê. Ons praat van lewe, dan moet lewe geskep word. In sekere areas van jou lewe het jy 'n baba nodig, 'n wonderwerk, jy het lewe nodig. En daai lewe kan net geskep word as jy 'n aanbidder van die Here is. Nou kan jy die vorige paar lesings onthou wat ek vir julle gesê het, moenie op die probleem fokus nie. 'n Mens-sentriese godsdiens, 'n behoefte-sentriese godsdiens mag dalk vir jou in 'n area wonderwerk gee, waar in 10 ander areas tref die pop op die fan. Maar iemand wat die Here aanbid, wat werklik met hom in gemeenskap leef, vind uit dat in die totale leefomstandigheid kom die bonatuurlike in aksie. Ek wil dit weer sê, dit is so belangrik. Wanneer mense God aanbid, kom God in aksie in hulle lewe,
in die totale omstandigheid van hulle bestaan. God is totally vulnerable to love. You cannot outlove God. Hy is totaal verwondbaar vir liefde. En die oomblik as jy in 'n liefdesverhouding met hom is, dan is sy hart waawyd oop. Maar ons wil baie keer net hê. Ons soek sy hand en nie sy aangesig nie. Jy sien, die derde dimensie waar ons nou by inkom, die wat in die woordskool die sake, en daar's baie vroue ook nou van die sakemanne sukkel om wat ek erby te hou, omdat dis hulle donderdae, hulle beplanningsvergaderings en goede en dinge en pay-outs en goede. Maar daar bedien ek die tabernakel van Moses volledig, elke faset in die 3 dimensies, voorop heilige plek, allerheiligste, eerste, tweede, derde dimensie. Dat God altyd waarheid 3-dimensioneel openbaar. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Jy is gees, siel en liggaam. Jesus sê 30 fout, 60 fout, 100 fout. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Paulus sê nou bly geloof, hoop, liefde. En God werk altyd in 3's. 3 is die getal, 30 is die getal van volwassenheid. En dat ons moet besef en dat die Here is besig om ons in die volwasse dinamika in te bring. Die voorhangsel is 2000 jaar teruggeskeur. Ons weet dit. Die nuwe lewende weg is daar vir elkeen om toe te tree. Maar die meeste van ons leef in die voorhof of in die heilige plek. En ons het nog nie toegetree tot die allerheiligste nie. Want in die allerheiligste gaan dit nie om geskenke nie. In die allerheiligste gaan dit om aanbidding. In die voorhof kry ek 'n geskenk, Jesus, gratis, verniet, mahala, jy betaal nie. In die tweede dimensie is dit 'n geskenkdimensie. Ek kry die Heilige Gees, mahala, gratis, dit kos niks nie. Dis die geskenkdimensies, die Paasfeesdimensie en die Pinksterfeesdimensie, jou eerste fase Christendom, jou tweede fase Christendom. Maar in jou derde fase, die volwasse stadium waar baie mense nou inbeweeg, is dit nie 'n geskenkdimensie nie, dis die troonkamer van genade of liefde. Want daai ark, daai houtkussie wat daar binne was, van 'n baie goeie hout gemaak. Akasiëhout is nie 'n hout wat maklik verrot nie, maar steeds 'n tipe van die vlees, maar oortrek met goud. Die hout is nie sigbaar nie. Net die goud is sigbaar, die Christus, die goddelike karakter en natuur, en die versoendeksel is van suiwer goud met die 2 engele. Een beslag, een soliede stuk goud, want die troon van God is suiwer goud. Genade. It's the mercy seat. God is enthroned between the cherubim upon the mercy seat. Daar gaan het om sy teenwoordigheid. Ek kom daarin. Dis die plek wat Jesus berei het. Ons het gedink hy het 'n plek en hy bou vir ons huise in die hemel. Hy is nie huisbouer nie. Maar Johannes 14 sê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Hy sê dit as hoëpriester. Hy weet dat in die Ou Testament kon net die hoëpriester 1 keer per jaar ingaan. Eers met die bloed van 'n bul om vir sy eie sondes verzoening te bring. Dan met die bloed van die lam wat geslag is. Die onskuldige bok wat geslag is, wat niks sonde doen nie, maar daai bloed gaan in om verzoening vir die volk se sondes te doen. Hy gaan alleen in. Niemand anders mag ingaan nie. Hy het hierdie tou aan sy been. Hy het hierdie klokkies aan sy klere. As hy daar binne dood neerslaan, dan moet hulle hom uittrek, want hulle hoor al die klokkies werk nie meer nie. Hulle kan nie sien wat aan die gang is. Jy sien, dis als tipes wat vir ons geestelike dinamika oopbreek. Kom ek sê vir julle 'n interessante ding. Hulle het die hoëpriester, die nag voor hy moes ingaan op die versoendag, nie laat slaap nie. Hy het hom wakker gehou. Hulle was bang hy dalk 'n onsedelike droom, maar kan nie ingaan. Jy sien, as jy die goed te weet, dan begin die Bybel heeltemal sin uitmaak. Dan begin jy baie goed verstaan wat jy nooit verstaan het nie, jy sien. En dan, hy kon alleen ingaan. Nou verteenwoordig hy die hele volk daar in die allerheiligste. Kom hy uit, dan plaas hy die sonde van die volk simbolies op die sondofferbok. Wat daar aan die woestyn weggeneem word, wat die sonde van die volk wegdra. Dan is daardie handeling nou 'n handeling wat die volk sê, ons sondes word nou, soos daai arme ou bok weggelei word, blaar, daar in die wildernis, en daar gaan ons sondes, en vir 1 jaar is ons sonder sondes. Of ten minste, het is nie so maklik nie, maar het getraai. daar gaan hy. En Jesus sê, ek gaan vir julle plek berei. Wat bedoel hy?
'n nuwe lewende weg. Want ek en jy ook kan ingaan, want ons is die priesterorde van Melchisedek. Jy sien, ons is 'n priesterorde van geregtigheid, van vrede, en ons kan elkeen nou in die allerheiligste ingaan. Hebreërs 4 vers 16 sê, ons het dan vrymoedigheid om toe te tree tot die troonkamer van genade, om op die regte tyd gehelp te word. Hy het vir ons 'n weg berei, hy het vir ons die plek gaan berei. Nou kan jy self voor Papa God se genade troon kom, en jy kan self met hom gemeenskap hou, en met hom kuier, en met hom gesels, en met hom praat. En wanneer jy met hom gemeenskap hou en met hom praat en met hom deel, nou is dit vriendskap. Dis nie versoeke nie. Net ons kom met ons shop, vrouens ekskuus, maar julle is so gewoond met shoppinglys weg. Nou kom jy met jou shoppinglys in die allerheiligste in. En dis nie plek om shopping te doen daar nie. Hy sê soek eers die koninkryk en sy geregtigheid, en al die ander goed sal vir julle bygevoeg word. Matteus 6:33. Hebreërs 11:6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God kom, moet glo dat God is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Het ons dit, verstaan ons dit, net? Right, nou, ek brei 'n bietjie uit daarop, want dit is vir my belangrik dat ons hierdie goed sal verstaan, dat julle sal begryp, daar is 'n dimensie van lewe, waar jy werklik, dit gaan om wie God is. Ons preek 'n Christus-sentriese evangelie. Die fokus is Jesus Christus. Nou wat is die probleem met Sagaria? Waarom vra hy, waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man. Die engel sê vir ons 'n ding wat interessant is. Hy sê, vers 20, en kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur het, omdat jy my woorde, wat op hulle tyd vervul sou word, nie geglo het nie. Wat was Sagaria se probleem? Hy het nie geglo nie. Hy het nie geglo nie. Kom ek lees vir julle gou net in Markus 7. In Markus 7, waar die probleem is met godsdienst. Blaai 'n bietjie terug, Markus is dan nou voor Lukas, ek bedoel. Ek is soos julle, ek gaan blaai agter. Ek lag partykeer as hulle die Bybel so rondblaai en dan soek hulle Genesis by Openbaring en dan soek Esegiel by Matteus. Ek daag julle hoor. Hy sê in vers 3, want die Fariseërs, Markus 7, want die Fariseërs en alle Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. Dan sê vers 6, het laaste gedeelte, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Vers 7, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalat, hou julle die oorlewering van mense vas. Vers 9. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Vers 13. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het. Hoekom glo mense nie dat ons kan 'n volheidslewe ervaring hier hê nie? Omdat die godsdienst vir jou geleer het, en die sweet by and by is alles, and living here below, moet jy raap en skrap en hoop vir die beste. Kanaan is nie 'n tipe van die hemel nie. En Kanaan is 6 vyandige nasies. En as ek vir daai nasies se name ontleed, sê jy verstom staan om te sien hoe daai nasies in jou oorwin moet word om in die volheid te kan ingaan. Hethiete, Girgasiete, Jebusiete, Ferisiete, Kanaaniete, allerhande soorte ites. Maar ons praat nie nou oor hulle nie. Kanaan is nie hemel nie. Jy sê, ons het daarbo in die hemelse Kanaan, sonder ons kindertjies, ontmoet ons mekaar met, Kanaan is nie hemel nie. Ek wil julle verseker, in die geestelike dimensie is daar nie 6 vyandige nasies nie. Jy sien, dan moet in ons gees openbaring kom, dat ons kan hierso in 'n volheidsdimensie begin leef, waar ons hom in sy allerheiligste aanskou. 2 Korinte 3 vers 18 sê, en terwyl ons hom aanskou,
Soos deur 'n spelende raaisel word ons van een beeld van heerlikheid verander tot 'n ander beeld deur die Here wat die Gees is. Hier is 'n dimensie waar ons hom kan aanskou, met hom kan wandel. En waar ons lewens in 'n volheidsdimensie kan ingaan. En dit is wat ek julle leer. Jy sien, wat maak die woorde wat die engel tot Sagaria spreek kragteloos? Hy glo dit nie. Wat maak dit in jou lewe kragteloos? Wat ek julle leer van 'n volheidslewe hierso, 'n oorwinnende lewe, 'n triomferende lewe, jy glo dit nie. Wat laat jy dit nie glo nie? Die denke, godsdienstige denke. Jy het met dit groot geword. Ek bedoel, ek het groot geword van so groot af. Ek dink amper my eerste woorde wat ek kon sê is, as liewe Jesus nog nie gekom het nie. Ek bedoel, ons het mekaar gegroet, dan sê ons, en ek sien jou môre, as liewe Jesus nog nie gekom het nie. Ek weet nie of julle besef, hoe 'n gevaarlike ding dit is vir 'n mens. Nou begin jy, ek as jong mens, omdat jy positief is, ek was ontsettend nuuskierig, van kleins af, ek was nie 'n seentjie in die styl van toe ons groot geword het, wat gesien en nie gehoor was nie. Bedoel, I spoke my mind. Ek het 'n paar warm klappe gekry daaroor, maar ek het dit gedoen. Klaar en gedaan. En ek het dit bevraagteken. En later het ek 'n passiwiteit in my opgetel, as gevolg van, jy dink nie vorentoe nie, jy beplan nie, en jy werk nie in verhoudings nie, want ag, wat worry dit? Môre kom die Here. Voorbeeld, ek het saam met 'n man, Dirk van der Merwe, 'n tyd lank evangelisasiewerk gedoen. Hy het 'n bediening saam met Wurmbrand gehad, hy het Wurmbrand, wat oor die kommunistiese gevaar gepraat het, en dan het hy nou vir so 15-20 minute het hy nou die gevaar geskets destyds, so die politiek en die kerk moes ons gepreek het, al die ellende wat gaan kom as die kommuniste oorneem in Suid-Afrika. En dan ek nou met die antwoord gekom, Jesus Christus. Nou hou ons by inkomste aan Pietersburg, by pastoor Jannie Skooman in die Volle Evangelie Kerk is ek, en hy is by die PPK kerk. Nou reën dit die Sondagmiddag, nou is ons al by die huis weg Dinsdag, nou verlang ons huis toe. Nou lê op sy bed, nou lê ek op my bed. Sê ek, Dirk, jy moet nou opstaan, jy moet nou ry, jy moet gaan preek, ek is gelukkig naby, hy moet verder na die kerk toe waar hy gaan preek. Hy sê vir my, nee, hy sê, ek lê nog so 'n bietjie, trek hom styf toe, net sê, nee, steek uit. Ek sê, Dirk, ons moet nou opstaan, dis nou tyd om opstaan. Hy sê, ag, nog net 'n minuut, daar kom die Here, of ek nie op te staan nie. Julle lag, dit is 'n passiwiteit by mense geskep. Ek vat my eie ouers met respek en agting, al twee is reeds by die Here, ek weet hulle is daar, maar dit het in 'n verhouding gewerk, nie? Want môre kom die Here, why worry? Tolerate, verdra, maar hulle werk nie verhouding nie. En nou oor jou getuienis daar buite op straat, het te maak met die lengte van jou hare, die kleur van jou rok, en jy nie gramering dra nie varkvleis eet nie, daai soorte van bedrywe. En dit is nie 'n getuienis van lewe nie. Die ouer Pinkstermense weet wat ek van praat, mense. Hulle weet baie. Hy sê, en die wêreld daar buite, het nie 'n worry of jou rok pink, pers, blou of groen is nie. Hy het nie 'n worry of jou hare lank of kort is nie, of jy lipstif aan jou lippe het of nie. Hulle kyk hoe behandel 'n man sy vrou. Hulle kyk hoe behandel 'n vrou haar man. Hulle kyk hoe kyk ouers en kinders, hoe pas hulle by mekaar. Jy sien, ons getuienis is 'n getuienis van lewe. Christendom is 'n leefstyl. It's a lifestyle. A lifestyle of love, righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. So die oorleweringe van die ou mense het nou hierdie woorde gekelder wat Jesus gespreek het, en ek wil werklik vanmôre vir julle vra, die Here sal help dat julle denke vernuwe word. Sy het swanger geraak en sy is bevrug en het natuurlik na tyd die lewe ook gevoel, soos ons al weet. Nou om in Lukas 1, ek het nog so 15 minute, om in Lukas 1 vind ons nou in die 6de maand, is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. Maria beteken rebellie, opstand of bitter. Ek wil dit positief sien. Baie mense verstaan julle nie. Van julle vriende verstaan julle nie, omdat julle met die Here op pad begin loop het. Miskien was jy dalk al beskuldig jy's 'n rebel. En jy dalk vir die pastoor, die dominee gesê nie, maar ek is nie 'n rebel nie. Maar ek het net 'n groter verwagting.
Kyk, daar is rebelle. Ons het 'n vrou in die gemeente ruk lank gehad in Sasolburg. Sy het haar God se stoomroller genoem. Nou, ek soek nie stoomrollers in die gemeente nie. Want as 'n ou kom en hy wil die skool kulkunsies vir die kinders uitvoer, dan sy die stadsraad gaan sien, sy het al wat 'n dominee gaan sien en sy het alles wat sy kon doen, gedoen om dit te probeer keer en sy my wil try en sê ek, daar's die deur, weg as jy. Ek is baie fooi, ek laat nie sulke nonsens nie. Daar's die deur, weg as jy. Ek het gesê dat die vrouens, ek kan sien hulle het sulke ervarings gehad. Daar is rebelle wat hier in George is ene. Ek wil nie sy naam noem, die meeste van julle ken hom. Hy alleen is reg, al die ander mense is verkeerd. Spreek nie by sulke goed nie. Kijk, dis verkeerd. God kan dit nie sien nie, hoor. As jou rebellie, aggressiewe, negatiewe rebellie is jy verkeerd. Maar as jy beskuldig word as 'n rebel, omdat 'n engel vir jou kom kuier het en jou 'n boodskap gegee het, of jy die woord van lewe gehoor het en jy swanger met Christus, dan kan hulle maar sê jy's 'n rebel. God werk met gesindhede en met motiewe. Ek wil dit verder vat. God werk net met gesindhede en met motiewe. Hy kyk altyd na jou gesindheid, waarmee jy ding doen, en hy kyk na die motief agter die ding. Vir watter rede doen jy dit? Dit is so belangrik. Dit is so 'n eenvoudige stelling, maar daar's 'n wêreldse wysheid in opgesluit, né? Nou, jy gaan uitvind die oomblik as jy met die Here op pad begin loop, dan brandmerk hulle jou. Hulle sê jy's 'n rebel. Mense gaan vir jou sê, ek het dit in die week gehad. Laasweek het iemand vir my gesê, hulle soek altyd iets dieper. Wat bedoel hulle by dieper? Dis ek, jy sal nie verstaan nie, moenie worry nie. Hy sal ook nie verstaan. Jou dominee gaan nie verstaan, jou pastoor ook nie. Ek is bevrees, julle, en ek het so geniet in Adel wat in die bediening is, so sê ek daar. Want ek is verseker, soos ek in die kerk gebrandmerk was as 'n rebel, het hy gebrandmerk as 'n rebel. Hulle het my geroei. Ek was tot voor die moderateur, toe die moderator vir my sê, God praat nie meer nie. Toe sê ek, moderator, door die moderator, ja maar jou God is dood, maar my God lewe, hoor. Hy was nie baie beïndruk met my gewees nie. Maar ek het my gesindheid teen hulle altyd reg gehou. Verstaan wat ek probeer sê, né? Hulle het my jare, ek is ook uit die kerk uit vrywillig. Ek was nie uitgevra om te gaan nie. Die Here het my uitgelei met die kampus 17 jaar terug. En ek dank die Here daarvoor. So ek leer julle eintlik om altyd met respek teenoor mense op te tree, met agting, maar jy kan ook nie dit wat God aan jou gees sê verkrag nie. En dit verwerp nie. Jy moet, anders gaan jy probleme by die Here kry, en dan sit 'n bietjie raaf voor. Jy kan eerder die Here gehoorsaam, as wat jy mense gehoorsaam, hoor. En wandel met die Here. En daarom as hulle sê, Maria vir jou, rebel, dan moet jy net eers jou gesindheid check. Check net eers jou motief. Het ek dat aanstoot gegee, of neem die persoon sommer net onnodig aanstoot? Dan kyk, ongelukkig moet jy kan onderskei, gee ek aanstoot, of neem die persoon sommer maar net aanstoot, en ek het nie aanstoot gegee nie. Jou motief en jou gesindheid. En die engel besoek haar, en hy sê, vraag, geseënd is jy onder die vroue. Baie belangrike ding. Hy sê, vraag, begenadigde vers 28, geseënd is jy onder die vroue. Sy het ook natuurlijk ontsteld geraak oor sy woord, sê die Bybel, en sy daaroor nagedink. Nou sê engel vers 30, moenie vrees, Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word, en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Dan gaan hy aan sy die seun te beskrywe, en toe sê vers 20, toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? Dan was ek dit Sondagmôre net vlugtig gesê, en ek hoop van julle dit gehoor. Dit wat die Here in jou doen, kan 'n mens nie vir jou doen nie. Ek kan nie, geen pastoor kan nie, geen profeet kan nie, hou maar op hardloop na profete toe, geen dominee kan dit doen nie, net die Here kan dit doen. Net die Here kan dit doen. Wat bedoel ek daarmee? As jy in verhouding met hom is,
gaan hy in jou gees goed lewendig maak. Hy gaan in jou gees bevrugting bring. Jy gaan swanger word. En ek wil dit deurtrek vanmôre na die een wie in ons kom woon, wie in ons kom bly, wanneer ons werklik bevrug word met sy saad. Hy sê vir haar, hy antwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Ek kan al daai goed vir julle so baie dinge leer, maar my tyd hardloop uit, ek het nie vanmôre tyd nie. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Toe vertel hy haar van Elisabeth, en toe sê vers 37, die Engels sê betoog af, hy sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En let op die verskil tussen Sagaria en Maria. Sagaria sê, hoe kan dit wees? Waarom sal ek dit weet? Ek is 'n ou man en dit sy naam beteken God het onthou. Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Ek wil vir julle vanmôre vra, dames, ek pleit by julle, waar jy kaset en CD gespeel gaan word, ek wil julle vra, hoor wat die Gees vandag tot die gemeente spreek. Ons leef in daai laaste era, die era van menseregte, Laodicense. En as jy dink jy's ryk en verryk en dit aan niks gebrek nie, het jy reuse probleme. Want dan kom daar distansie tussen jou en God. Ek sê nie jy verloor jou kunskap nie, ek is nie so stupid nie. Maar daar kom distansie tussen jou en God. Hy spuug jou uit sy mond uit, sê Openbaring 3. En dan is daar distansie. En nou nooi hy jou, kom koop by my, kom kry by my. En dan sê vers 20 so baie mooi, hy sê, hy klop, en as jy sy stem hoor, mens stop met jou hand. Hoekom sê klop en stem? Want die Here se hand vandag is ware apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, waarmee hy klop. Dan moet jy baie mooi luister. As ek vir myself 'n titel moet gee, en 'n posisie moet skep, om sogenaamd gesag te hê, is my gesag nie eg nie. Here help. Ek word so kwaad as ek sien hoe mense apostel en profeet. Ek bedoel, mense en dit beïndruk baie van julle. Spesifiek ek regheid is. Ek word nie beïndruk deur posisie of die titel nie, maar ek word beïndruk wanneer ek in jou gees Christus optel. When I pick up the vibes that Christ is alive within you. En hy sê, hy klop met sy stem, as in elke dorp en stad vandag, 'n hand van God. Dis miskien nie eens 'n man met 'n gemeente nie, dit kan 'n man met 'n gemeente wees, of 'n vrou, dit kan 'n persoon wees, 'n ou tannie, 'n oomie, dit kan 'n jong mens wees, iewerste, wat met pappa so 'n verhouding het, wat as jy met daai persoon in aanraking kom, weet jy, daai persoon spreek woorde van gees en lewe. Want God werk met sy twee hande aan hierdie aardekruik. Ons is, 2 Korinte 4 vers 7, ons is aardekruike waarin hy sy heerlikheid plaas, sodat hy al die heerlikheid kan ontvang van dit wat in ons is. En 'n pottebakster of 'n pottebakker het twee hande nodig. En terwyl die wiel getrap word, werk een hand buite en een hand werk binne. Ek het die salwing in my, 1 Johannes 2 vers 27, en ek het nie nodig dat iemand my hoef te leer nie. As jy dit alleen vat as jy in die moeilikheid, want die een hand binne kan nie alleen die pot maak nie. Jy het die ander hand buite nodig. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, ware gesalfde persone, en die twee hande saam vorm hierdie aardekruik. Maar ek wil jou waarborg, die hand binne gaan baie gou weet as die hand buite nie gesalf is nie. Ek hoop nie, ek verwaar die mense, maar dit is so belangrik dat ek julle vanmôre leer. So uiters belangrik.
baie belangrik. En daarom, daar kom vandag 'n vars woord tot die kerk. Hier is die diensmagd van die Here, laat dit vir my wees volgens u woord. Laat my wees volgens u woord. En sy is swanger, die Heilige Gees oor haar gaan kom. En hier kom vir my 'n verstommende ding, en dis waarmee ek vanmôre se woord wil afsluit. 6 maande nadat Elisabeth swanger geraak het, stap Maria na Elisabeth toe. Alles familie. En luister terwyl ek dit lees. En in daardie dae het Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na haar stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. Toe net die woorde haar lippe verlaat. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar moederskoot opgespring en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Die oomblik toe klein Johannesie, want hy's lankal in sy ma se skoot aan die gang. Julle weet, babakkies begin skop redelik vroeg, nie eers op 6 maande nie. Toe klein Johannesie in Elisabeth se moederskoot die stem van Maria hoor, toe begin hy in Elisabeth se moederskoot 'n Heilige Gees dans. En julle luister. Hoekom dans Johannes? Want Johannes is die belofte wat deur die woord gegee was. En Elisabeth is die belofte wat die woord gemaak het. En Maria is die woord wat die belofte gemaak het. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 4 van Johannes 1, in hom was lewe, lewe was die lig van die mense. Vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou soos die van die enige gebore seun van God, vol van genade en waarheid. Jy sien, in Maria is die woord wat hulle skep het. En Elisabeth is die belofte. En kerk, weer waarmee worstel ons? Phoebe, ons almal loop met beloftes, maar ons besef nie dat ons het die woord in ons nie. Die lewende woord. En ek wil afsluit met 'n paar belangrike versies. Ek het Johannes 1 gekwoteer, ek wil 1 Johannes 1 vir julle lees. 1 Johannes 1. 1 Johannes 1. Wat van die begin al was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Ek wil vir julle 'n belangrike ding sê. Die lewende woord is nie die Bybel nie. Die lewende woord is Jesus Christus. Die Bybel is die geskrewe woord, wat wel deur die Heilige Gees lewend gemaak word. Logos word rhema, as ek bid en vra, Here, open my verstand dat ek die skrifte kan verstaan. Maar die hele skrif se boodskap is Jesus Christus. Johannes 5 vers 39 vers 40. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat julle daarin lewe sal kry, maar julle wil nie na my toe kom van wie die skrifte getuig nie. Die boodskap van die Bybel is Jesus Christus. Die evangelie van die Bybel is Jesus Christus. Die leerstelling van die Bybel is Jesus Christus. Ek julle moet vertel van die klomp teoloë op die platform in New York waar ek bedien het. En ek preek oor life versus religion. En die teoloë sit hier agter my, almal met doktersgrade. Nou loer ek hulle so kort, maar ek preek, die Here werk hiervoor. En ek is vreeslik rebels, broer, excuse maar ek is baie keer so oom. En die Here gee ons 'n wonderlike aand. En toe ek klaar is, nou het ek hulle almal erken, ek het almal gegroet by hulle name met hulle titels, Dr. Dot en Prophet D en Prophet, ja. Kyk, dis vir daai mense belangrik en jy gee nie aanstoot nie, ou versigtigheid. En hier kom so 'n lang teoloog by my, sê vir my, now, Pastor, I appreciated your message tonight, but what about right doctrine? Ek sê, sir, I beg to differ from you. Whose doctrine in Brooklyn is the right doctrine? Because as far as I can see, there are a couple of thousand churches in Brooklyn. Tell me whose doctrine is right. Hy kon my nie antwoord nie.
Actually, because there's only one doctrine, that's Jesus Christ. Laaste versie, lewende woord in ons, want toe Maria daar staan, toe staan sy as die draer van die lewende woord, Openbaring 19, kyk net 'n bietjie, vers 11, ek wil nie eens by vers 10 begin nie, want dan preek ek weer daaroor, net vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem, getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid, en sy oë was as 'n vuurvlam, en op sy oë was baie krone, en hy het 'n naam geskrywe, is 'n naam wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is, of was, en sy naam is, sê 'n bietjie vir my, sy naam is, die woord van God. 2 Korintiërs 13 vers 5, toets jouself of jy nie geloof is, of weet jy nie dat Jesus Christus die Here in jou is nie. Galate 2:20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Oh, halleluja. Soos Maria bevrug is deur die Gees met die lewe van God, so word jy deur die weergeboorte bevrug met die lewende woord. 1 Petrus 1 vers 23, en die lewende woord is Jesus Christus. As 'n weergeborene is jy 'n draer van die woord. Dis waarom 1 Johannes 4:4 sê, en ek jammer ek het nie nou King James Bybel nie, waarom 1 Johannes 4:4 sê, groter is hy wie in my is, dan hy wie in die wêreld is. Wie is in my? Christus. En nou ook vir onthalwe Here van hulle wat ver na hierdie CD mag luister, of kaset waar dit kom, bid ons as 'n groep nou vir elkeen, wie waar ook al, sal luister. En ons wil in geloof vra, Here, dat in elkeen se lewe daar, U self so op 'n liefdevolle, 'n mooi manier manifesteer, dat die verhouding van liefde tussen U en ons sal groei, tot iets so mooi, so groot, dat hulle spontaan ons sal Christene noem, en dat die liefde wat uit ons kom, in mense se lewens geloof sal aktiveer, because faith works by love. En Here, baie keer wou ons hulle gepreek het hoe hulle moet doen en wat hulle moet doen, en ons liefde wat die geloof moet aan die brand steek, en die geloof aan die brand moet hou, was nie 'n werklikheid, of dit was vir ons nie iets so dinamies nie. En dankie dat U vanmôre ons opnuut verlief maak op U, en nie net verlief nie, maar dat die liefde so innig en teer sal wees, maar ook so dinamies sal wees, dat groot water kan die liefde nie uitblus nie. En dankie Here dat daardie liefde, wanneer ons na mense kyk, hulle sal eenvoudig inspireer tot 'n geloof in U, en dat dit ook daai geloof in hulle aan die gang sal hou, en ons sê vir U dankie. Baie, baie dankie Here. Ons waardeer U. Ons het 'n hoë agting vir U, 'n respek. En ons wil ons vanmôre voor U onderwerp en neerbuig en erken dat U Here en God is. En ons eer U Here. Baie dankie in Jesus naam. Amen. Amen.